Isie wat vir my baie lekker werk vir barber en partykeer vir ander vissoorte ook, is natuurlik reismiere. Nou 'n reismier moet jy mooi kyk as dit klaar gereën het, veral laatmiddag, dan kom hulle uit hulle gate uit, dan vlieg hy en dis die tyd wat jy hulle moet vang. Jy moet probeer om hulle te vang voor hulle te veel vlieg, want dan gooi hulle meeste van hulle vlerke af en die vlerke is partykeer goed om aan te hê, want hulle beweeg in die water en hulle lok ook die vis. Nou die reismier wat ons gaan gebruik is verkieslik, want die ou moet kyk wat ons noem die ou bottermier. Hy is so lekker olierige reismier en so lekker vet agterlyf. As jy kyk mooi by sy kop, hier net onder sy bekkie het hy 'n sakkie daar, so 'n openingkie daar, en dis waar ons die reismier inhak. Ry hom heeltemal deur tot agter by die stertjie uit en kyk daar sy. Daar is die reismiertjie nou op. Nou dit is goed om as jy 'n reismier te laai om een of twee van hulle net stikkend te druk, dat daai olietjies net lekker, jy druk hom net so, jy sien daar kom die olietjies uit. En daai olietjies gaan vir jou werk doen in die water. Nou ek het verskillende soorte reismier hier, so hierdie is die kleiner reismier, maar hy word presies dieselfde gehak. Hy word daar deur gehak, so deur tot by die stertjie uit. Mooi so om. Dan ry jy hom op, jy sien dan daar sy vlerkies, hulle is nog aan. Dan gaan ons eers 'n paar van hierdie hak wat vlerkies het. Dan gaan sommer nog 'n hoekie laai. Die reismiere kom uit die vrieskas uit. So kan jy hulle bære vir nog al 'n baie lang tyd. Jy sal sien onder die kop daarso, soos as ek julle nou verduidelik het, sit die hoekie se punt daar en daar so 'n holtetjie daar waar die hoekie in pas, dan ry jy die hoekie mooi tot deur die reismier se stertjie agter. Dan druk jy hom op. En daai reismiertjie gaan ons bietjie pap druk, dan daai olietjies kan uitkom. Want ons wil hê daai olietjies moet vir ons werk. Hier op met vlerkies, daai lekker vet bottermiere wat ons stikkend gedruk het. Hulle gaan die olietjies afgee wat die visse lok. Ou moet maar 'n lekker groot katrol hê, lekker sterk lyn. Want ons soos ek jou gesê het, ons teiken barbers. Dis hoe die strop nou lyk nadat hy klaar gelaai is. Vol van die reismiere. En dan gaan ons hom ingooi en kyk of ons 'n lekker groot ou vet barber kan vang. Donald, goeiemôre. Môre Frik. Sal jy bietjie vir ons verduidelik, Donald, waar lê die geheim met die vergooi en dinge? Ek sien sommer as ek so kyk na jou katrol, dan sien ek 'n taamlike groter spoel as my katrolle en ek sien 'n baie dunner lyntjie as my lyn. Ja Frik, dit is so, maar dit is eintlik nie regtig 'n geheim nie. Ons het 'n paar tegnieke wat ons gebruik, wat ons help om afstand te kry, veral nou dat dit koud is, winter, vis lê dieper. En ek gaan 'n paar idees met julle deel. Die eerste ene om 'n katrol te hê met 'n groter spoel is altyd 'n pluspunt. Hoe groter die spoel, hoe beter die afstand. Dan die lyn wat ons mee gooi is of 5 pond of 7 pond lyn. Die 7 pond is jou populêre lyn. Maar mense moet net onthou, dit is 'n baie dun lyn. Jy kan hom nie net so gooi nie, want hy gaan afbreek. En dis waar ons nou met die dikker lyntjie kom. Die voorslaglyntjie, of soos ons hom ken, die leaderlyn. Want dan sien ek jou katrolle is nogal taamlik baie lyn op. Myne is nou nie so vol nie, maar hoekom is jou katrolle nou so vol? Gly daai lyn nie sommer net af nie? As jy hom oorvol maak, dan gly hy af. Maar ou moet sorg dat jou katrol lekker vol is. As jy hom so voel van die punt af, moet hy omtrent gelyk loop met die spoelietjie. Dan weet jy hy's vol. Jy moet hom net nie te veel boepens maak nie, want dan kom hy af. Die rede hoekom ons hom so vol maak, is vir afstandhengel. As jy wil ver gooi, dan moet jy 'n vol katrolletjie hê. Jou spoelietjie moet lekker vol wees. Goed Frik, hier is ons 7 pond lyntjie wat van ons spoel af kom. So baie eenvoudig knoopie, gaan julle gou wys hoe word hy aan mekaar gesit. Jy vat jou lyntjie net so 'n klein entjie lank en maak hom dubbel. Dat hy gewone loopie maak. 2 vingers in die loopie.
maak 'n ekstra lussie. Baie eenvoudig, ek gaan julle weer wys. As jy jou dun lyntjie dubbel het, jy 2 vingers in die lussie, maak 'n ekstra lussie so. Dan kom jou voorslag, jou leaderlyn. Hy word deur daai tweede lussie wat jy gemaak het en styf getrek. Dan hou ons hom daar vas, dat hy nie moet rondskuif nie. Dan wen jy jou leaderlyn, jou dikker lyntjie. Sien jy het nou dubbel lyntjies hier, so daai dun lyntjie is nou dubbel hierso. Vat jou leaderlyn en jy wen hom net 3 maal. 1 2 3 maal om daai dubbel dun lyntjie. En steek hom deur die lussie wat hy maak. Al wat dan moet gebeur, hy word styf getrek. Hy word net styf getrek en daai 2 puntjies word stomp afgeknip. Al wat nou oorbly is, hierdie 2 lyntjies, die dik een van die leader, hy moet stomp afgeknip word, teen en hy moenie 'n puntjie hê wat uitsteek nie, want wanneer jy gooi dan hak jy jou lyn in hom vas, net soos met die dun stukkie wat oorbly, stomp afgeknip word. Onthou net om daai lyntjies hier af te knip, nie die hele wêreld te laat vol lê nie. Is nie goed om lyn oralste te laat lê nie. Maar as jy hom so stomp afgeknip het, is jou knoopie klaar. Baie klein, baie sterk.